Baie welkom by vanaand se program Fokus. Ek is Pieter Kloete. My gaste vanaand is Jaco Kleinhans telefonies. Hy is die hoof van internasionale skakeling by Solidariteit en in ons ateljee het ek vir Prof Koos Malan, 'n sakegenoot of 'n genoot by Sakeliga. Nou daar baie gebeur die afgelope week en ek wil 'n bietjie vinnig daardeur begin, maar ek dink die grootste is eintlik Davos. En ek dink Jaco, as jy miskien ook vir ons so 'n bietjie van 'n oorsig kan gee van wat jy dink gebeur het by die Wêreldekonomiese Forum wat in Davos gebeur het laasweek. Ja, dankie Pieter, en goeienaand aan jou en Prof Koos Malan, want ja, dit was 'n belangrike week in terme van geopolitiek, dinge wat ontwikkel het eintlik oor die afgelope paar weke alreeds, jy weet die spanningslyn tussen Amerika en Europa wat nou al 'n tyd lank duidelik is. President Donald Trump wat dit gereeld met nuwe optrede en stappe eintlik laat verdiep in plaas van om dit regtig by te lê. En soms is dit met goeie rede. Ek wil eerstens dalk sê, ek dink die kritiek op Europa en Europa se totale verwaarlosing van sy eie verdediging sedert die einde van die Koue Oorlog is 'n geldige kritiek. En interessant genoeg dat dit nou Volodymyr Zelensky, die president van Oekraïne is, wat van alle mense verlede donderdag ook die Europese leiers hieroor aangevat het. So dit is nie net 'n stukkie Trump-retoriek en net Donald Trump wat dit verlede week daar in Davos gesê het nie, maar ek dink terwyl 'n mens dit erken en 'n mens aanvaar dat dit is 'n gegewe, dis 'n werklikheid. Daar is wesenlike bedreigings vandag in die wêreld. Europa het nie sy kant gebring die afgelope 30 jaar nie. Kanada by uitstek glad nie, né? Die Kanadese spandeer van NAVO-lidlande van die minste op verdediging, so Trump se kritiek daar is ook sekerlik geldig. Moet 'n mens uiteindelik wel oplossings vind. Jy moet na 'n punt toe werk. Dit help nie Donald Trump bly die Europeërs sleg sê en bly sê ons gaan Groenland annekseer wat onprakties is nie. En uiteindelik het dit toe ook geskied met die raamwerkooreenkoms tussen Donald Trump en Mark Rutte, die sekretaris-generaal van NAVO, wat ons nie die inhoud van weet nie, maar wat waarskynlik behels dat daar 'n soort militêre opbou in Groenland sal wees, dat NAVO baie meer sal investeer om 'n sterker teenwoordigheid in Groenland te hê, dat Amerika 'n groot rol in elk geval daarin sal speel. Ons met ander woorde volgende paar jaar in Groenland gaan sien en dit dan 'n bydrae sal moet lewer om die huidige uitbreiding van Chinese en Russiese militêre invloed rondom die Arktiese Oseaan, die Noord-Atlantiese See, om dit teen te werk. So dit maak sin, maar ek dink wel dat president Donald Trump hier te ver gegaan het. Ek dink ongelukkig dat hy 'n prys daardie betaal het. Met verskeie van sy vorige omstrede beleidsbesluite was dit duidelik dat sy ondersteuners by hom was. Iets soos die hele Venezuela-insident aan die begin van die jaar, waar dit duidelik was dat die meeste Trump-ondersteuners heeltemal ten gunste was van daardie optrede, maar hier rondom die hele Groenland kwessie dink ek was dit nie die geval nie, en ek dink daar is 'n risiko dat Trump te veel mense uiteindelik kan vervreem. Natuurlik nie net in Amerika nie, maar dan by uitstek veral in die buiteland, dat hy besig is om die meeste van sy historiese bondgenote te vervreem en dat jy uiteindelik dalk te min vriende kan oorhou. So dit was 'n riskante stap geweest. Ek dink geopolities verstaan ek heeltemal hoekom Donald Trump dit wou doen, waaroor dit gegaan het, dit begryp ons, maar die metodiek was problematies en dit het natuurlik Davos in 'n groot mate gedomeineer, hoewel daar natuurlik eintlik baie meer dinge by Davos gebeur het en bespreek is. Jy weet, daar was omvattende besprekings oor kunsmatige intelligensie, oor kriptogeldeenhede en hulle toenemende rol as betaalmiddel in die wêreld, oor die Oekraïne-oorlog en natuurlik die aankondiging van onderhandelinge in die Verenigde Arabiese Emirate Vrydag wat eintlik so stil verbygegaan het. Die hele Donald Trump se hele vredesraad vir die Gaza-strook wat 'n baie belangrike aankondiging was, en dan natuurlik allerhande interessante gesprekke oor globale handel wat eintlik maar vir ons bevestig dat daar 'n herskikking is van die globale handelsomgewing. So dit was 'n interessante vergadering vanjaar, eintlik van die Wêreldekonomiese Forum gewees, en interessant genoeg hulle eie verklaring, as ek dit ter afsluiting net kan sê, wat dit eintlik baie mooi opgesom het. Dit was vir my nogals veelzeggend gewees dat die
die Wêreldekonomiese Forum sê dat die week het die spanning tussen sistemiese foutlyne en geopolitiese geraas blootgelê. En dit bevestig vir ons daar is hierdie sistemiese foutlyne tans in die wêreld. En dit is militêr, dis polities, dit is ekonomies van aard, maar dan is daar ook baie geopolitiese geraas en 'n mens moet deur die geraas sien om te sien waar is die werklike foutlyne. En ek wil my laaste sin hieroor eintlik net sê dat ek dink Suid-Afrika staan op hierdie stadium aan die verkeerde kant van talle van hierdie foutlyne en ek het dit eintlik maar verlede week net weer besef. Prof Koos, baie artikels lê ook die klem dat Trump nou juis ook by Davos bevestig het dat hy die wêreldorde en globalisering heeltemal verander het. Pieter, dis natuurlik al geruime tyd aan die gang, maar die Davos toespraak, trouwens die hele Davos gebeure, was 'n klinkende bevestiging daarvan, beginnende natuurlik by die toespraak van Trump self. Dit was tipies Trump. En laat ons iets oor die toespraak sê. Die woord wat by my opgekom in die afgelope tyd met betrekking tot Trump is warsprakig. Kyk, Trump hou regtig swak toespraak. Hy steek mekaar, hy voltooi nie sy sinne nie, om maar die minste te sê daarvan, en dan is hy natuurlik ontaktvol. Hy jaag sy vriende die harnas in, hy skep onnodige vyandskappe en so aan. So hy tree ten aansien daarvan besonder onwys op. Daar's geen twyfel daaroor nie. Maar nou wat gebeur het tegelykertyd is dat Trump inderdaad die wêreldorde verander het. Met betrekking tot 'n klomp goed. Eerstens het hy die wêreldorde verander vir soverre as wat Europa nou baie duidelik, en dit het gebleik uit die toesprake van etlike van die leiers, baie duidelik hulle eie verantwoordelikheid aanvaar het na hoeveel jaar wat hulle eintlik hulle verantwoordelikhede doodgewoon nie gestand gedoen het nie. Dit is bevestig deur die toespraak van Friedrich Merz, dit is bevestig deur die toespraak van die voorsitter van die Europese Kommissie van der Leyen, dis bevestig ook wel alle Europese leiers wat daar gepraat het, maar tegelykertyd natuurlik ook Carney, die Kanadese eerste minister. Nou wat gebeur het by die met betrekking tot die toesprake, is dat Carney is geweldig opgehemel en is eintlik voorgehou as die teenpool, die antithese van Trump. Soos wat Trump gemaak het, so moet jy nie maak nie. Soos wat Carney maak, wel, dit is die voorbeeld. Trouwens, ek dink hy is die enigste een wat staande applaus gekry het. Maar wat het Carney gesê? Wel, die feit is, Carney is 'n refleks van Trump. Carney het eintlik volledig by die Trump agenda ingeval. Hoekom sê ek so? Wel, in die eerste plek, anders as in die vorige dekades, het Carney nou gesê, nee, maar ons gaan verantwoordelikheid aanvaar vir ons eie verdediging, en ons gaan dit baie dramaties doen, ons gaan geweldig baie bestee op ons eie verdediging. In Kanada het hy gesê, gaan na homself kyk, soos wat ander sogenaamde middelmoondhede na hulle self moet kyk. Dis die woord wat gebruik is, en dit is waaroor daar ook groot opgewondenheid in Suid-Afrika is. Carney is 'n liberaal, anders as Trump, wat ek sal nou iets sê oor sy politieke oriëntasie, maar Carney is basies 'n liberaal, hy's 'n globalis. Maar uiteindelik omgespring. Hy het verantwoordelikheid vir Kanada aanvaar. So wat dit betref is hy nou in Trump se slipstream, in Trump se suigstroom in beter Afrikaans. Nou, die rede hoekom ek so sê is dit, Trump sê, luister, ek plaas Amerika eerste, en ek het geen probleem as ander state dieselfde doen nie. Trouwens, ek verwag van julle, ek eis eintlik van julle om dit te doen, veral van Kanada, veral van die NAVO-bondgenote, want julle het tot sover versuim om dit te doen, so ek wil hê julle moet dit doen. En kan het nou presies gesê, maar dit is inderdaad wat ons gaan doen, so hy val in. Beteken dit dat Kanada onafhanklik gaan raak, in ekonomies gesproke en militêr gesproke van die VSA? Allermins. Jy moet net kyk waar Kanada geleë is. Hy kan nie anders as om op die VSA aangewese te wees nie. Maar vir Amerika sal hy, indien daar groter militêre besteding is, sal dit 'n wins wees, want hy gaan minder afhanklik wees. So ook die sogenaamde teenpool van Trump het eintlik met Trump in pas gekom. Dis wat gebeur het. Nou, met betrekking tot Groenland, ten aansien daarvan is daar natuurlik ook 'n verandering van die wêreldorde. En laat ons iets daaroor sê, want is baie belangrik.
Trump het wat dit betref die wêreld op sy kop gekeer in twee opsigte. Hy het die aardbol gevat en gesê in plaas daarvan dat jy na die aardbol kyk met Europa en Brittanje in die middel en jy kyk op die ewenaar, draai jy hom om en jy kyk van bo af, jy kyk nou op die Noordpool af. Wat dit betref het hy hom omgekeer. Letterlik kyk ons op 'n ander manier na die wêreld en ons kyk nou waar is een van die indien nie die twisappel met betrekking tot die wêreldpolitiek en ons sien dis inderdaad in die Noordpoolgebied met inbegrip van Groenland. En die beskouing op die kaart, op die wêreldkaart en op die aardbol verduidelik vir jou Amerika se oriëntasie met betrekking tot Groenland. Nou soos Jaco tereg sê, ons het nog nie enige besonderhede gehoor van die Rutte Trump ooreenkoms nie, maar dis klaarblyklik so dat Trump basies alles wat hy in die vooruitsig gestel het, gaan bereik. Ek dink hy kon dit veel groter finesse gedoen het, soos wat alles wat Trump aanpak met veel groter finesse gedoen kon word. Maar die feit van die saak is dat hierdie brute benadering van hom het inderdaad ook éventueel die nodige uitwerking. So ek dink hy gaan die geopolitiese oogmerke wat hy wou bereik het, bereik. Die oogmerk met betrekking tot Groenland is inderdaad om aan te toon, te bewys deur daadwerklike optrede, dat Groenland inderdaad by die westelike hemisfeer hoort. Amerika gaan hom as dit ware sterker by die westelike hemisfeer inlyf. En dan die laaste ding, wat miskien eintlik die belangrikste is. Dit is dat jy moes gewag het tot, daar was enkele tekens daarvan gedurende Trump se toespraak, maar jy moes eintlik gewag het tot die heel einde van Trump se toespraak, toe in die tweede laaste paragraaf Europa weer eens, net soos waans dit by vorige geleenthede gedoen het, en net soos etlike Amerikaanse woordvoerders dit ook gedoen het, gesê, maar luister, Europa is as gevolg van migrasie onherkenbaar. En ons, dis die Verenigde State, dis nou aldus Trump, en Europa, Wes-Europa hoort by mekaar. Ons is dieselfde beskawing. Ons kom uit ons is uit dieselfde hout gesny. Ons hoort by mekaar. En hy het eintlik bevestig, en ten aansien daarvan is dit 'n betekenisvolle verandering van die wêreldorde, het as dit ware bevestig, dat Europa en Amerika die VSA moet nie net bondgenote wees, militêr en so aan nie, maar is veronderstel om part en integrale deel van dieselfde beskawing te wees. En die Amerikaanse politiek van die volgende 3 jaar onder Trump, maar ek dink ook daarna sal wees om Europa kultureel en Amerika kultureel as dit ware nouer met mekaar te integreer en by mekaar in te lyf. As jy enige vrae het en jy luister saam aan ons kenners, is jy meer as welkom om vir ons 'n WhatsApp boodskap te stuur 066 374 6193. Jaco, Trump se Raad van Vrede of Board of Peace, dink jy hierdie miljardêr klap gaan vrede bewerkstellig in die wêreld? Ek dink wel so, Pieter, ek verskil dalk hier 'n bietjie van sommige van hierdie Wes-Europese leiers wat nou al klaar probeer om hierdie Vredesraad te ondermyn. En ons het verlede week die ondermyning gesien by Davos, waar president Donald Trump natuurlik dit bekend gestel het en waar 'n hele klomp wêreldleiers dit onderteken het. En ja, ek dink die klem was te oordrewe op al die miljonêers en miljardêers wat hierby betrokke is en natuurlik baie geld gaan spandeer aan eiendomsontwikkelings in die Gaza-strook. Maar die belangrike is natuurlik dat 'n hele klomp wêreldleiers van baie ryk lande dit ook onderteken het. En dit wys vir ons wat Prof Koos ook na verwys het tot 'n mate, en ek wil aansluit daarbij, dat ons in 'n tydperk is van 'n baie vloeiende geopolitiese herskikking. Ons het dit al in hierdie program bespreek. Ek sou natuurlik graag wou sien dat Amerika en Europa bondgenote bly, baie naby aan mekaar bly en uiteindelik werklik waar saamwerk om die westerse beskawing te herstel en te herbou. Ek dink dis 'n wens wat 'n mens het, maar indien daar steeds soveel Europese leiers is wat daardie transatlantiese verhouding ook ondermyn, wat eintlik die voortbestaan van die westerse beskawing ondermyn en steeds hulle self opdring aan die globalisme en die soort van supranasionale instelling soos die Verenigde Nasies, wat totaal en al misluk het om vrede na die wêreld te bring, dan moet 'n mens na hierdie alternatiewe kyk. En hierdie is 'n alternatief, dis heeltemal korrek. Kyk, Emmanuel Macron van Frankryk se groot kritiek hierteen, ek sien Pedro Sanchez van Spanje het Saterdag dieselfde gesê, is dat hierdie Raad van Vrede doen nou eintlik die werk wat die Verenigde Nasies moes doen.
kyk, hulle is reg in die feit dat hulle dit sê, maar kom ons wees eerlik, die Verenigde Nasies het misluk. Die Verenigde Nasies het nie daarin geslaag om vrede te bring na Gaza nie na die Demokratiese Republiek die Kongo nie na Sudan nie na Oekraïne nie. En so kan ek talle ander voorbeelde noem. So moet ons nou en moet die Trump-administrasie in Amerika nou vir ewig sit en wag op die Verenigde Nasies om te probeer om vrede te bewerkstellig. En dis 'n besprekingspunt vir 'n ander dag, die mislukking van die Verenigde Nasies. Maar mens moet eerlik en reguit sê dat sy vredespogings het misluk en dit was 'n duur prys geweest. As jy kyk na 30 jaar se vredesoperasies in Libanon, miljarde dollars later, duisende soldate van die Verenigde Nasies wat oor jare daar ontplooi is, en dit het misluk. En so het dit misluk in talle Afrika lande en baie ander plekke. So wat het Donald Trump verlede jaar gesê? Hy het gesê toe hy president word, wel hier is 'n vernietigende oorlog in die Gaza-strook aan die gang tussen Israel en Hamas. Sy voorganger Joe Biden kon glad nie vrede sluit nie. Hy kon nie daarin slaag om die partye te oortuig om in te stem tot 'n vredesooreenkoms nie. En Trump het weer eens op sy onkonvensionele manier 'n vredesplan saamgestel. Uiteindelik is dit geteken op die 9de Oktober, dis die 10de Oktober geïmplementeer. En as ons nou mooi tel, dan is ons nou amper by 4 maande wat hierdie vredesooreenkoms staande bly. Nie perfek nie, daar was weer skermutselings, Israel het dit al oortree, Hamas het dit al oortree, maar daar, soos wat ons nou vanaand met mekaar praat, is daar relatiewe vrede in die Gaza-strook. En natuurlik weet ons dat deel van daardie aanvanklike plan was dan die tweede fase waar 'n raad van vrede saamgestel moet hierdie vredesraad saamgestel sou word uit wêreldleiers wat dan moes seker maak dit word afgedwing. En wat is die absoluut fascinerende element hiervan? Is Trump se sukses in om Arabiese lande in die Midde-Ooste te oortuig om deel te wees hiervan. Turkye, die Verenigde Arabiese Emirate, Qatar, Saudi-Arabië, Azerbaijan, Pakistan, al die lande het aangesluit hierby. Hulle het hulle self hiertoe verbind, hulle het 'n kontrak geteken met Trump dat hulle deel gaan wees van die proses om hierdie vredesooreenkoms af te dwing en om dan die Gaza-strook te heropbou. So, toe die Wes-Europese leiers hulle rug op Trump gedraai het, het hy eenvoudig na die res van die wêreld gegaan. En nou ja, die president van Argentinië en die leierskap van Hongarye en talle ander lande ook, het natuurlik dit ook onderteken. Mens dink aan Paraguay, Marokko, allerhande interessante lande. Maar Trump het nie gesit en wag vir die Verenigde Nasies en ek wil amper sê die tipiese groepie van lande wat altyd nou maar hierdie dinge hanteer het. Jy weet, Brittanje, Frankryk, Duitsland, daardie groepie lande wat altyd vir hierdie vredesonderhandelinge verantwoordelik moet wees. Nee, Trump het eenvoudig voortgegaan. Ek dink hy sit hier met 'n baie sterk span. Hierdie wêreldleiers het uiteindelik almal gevlieg na Davos om hierdie ooreenkoms te kon teken. Jy weet, 'n land soos Indonesië se staatshoof, dink ek byvoorbeeld, en mens kan aanhou en aanhou om voorbeelde te noem. So ek vind dit eintlik 'n baie indrukwekkende raad van vrede, en my voorspelling is dit gaan geslaagd wees. Ek dink hulle gaan genoeg vredesmagte instuur. Hulle gaan eenvoudig Hamas dwing om finaal te ontwapen, iets wat al reeds aan die gang is. Trump gaan eenvoudig ook vir Benjamin Netanyahu van Israel sê, wel, trek terug, onttrek nou, jy kan nie maak wat jy wil langer nie. En hulle gaan een of ander alternatiewe regering met tyd in die gebied vestig. En dan gaan ons waarskynlik oor 'n paar jaar van nou af sê, wel, interessant genoeg, net daar aan die einde van 2025 en die begin van 2026 is die saadjies gesaai vir langtermyn vrede in die Gaza-strook. Dan terug in Suid-Afrika, Prof Koos. Net kortliks, wat hierdie eintlik is op hierdie stadium is 'n ad hoc inisiatief. Die voordeel daarvan in strydig of teenoor die Veiligheidsraad van die VN, daar het jy 'n vaste instelling. Daar het jy 5 permanente lede van die Veiligheidsraad wat mekaar oor en weer aan bande kan lê vanweë die veto. Hier het jy dit nie. Vanweë die lande wat hierby aansluit, die regerings- en staatshoofde wat daarbey aansluit, het jy eintlik 'n konsensus reg van die begin af om 'n bepaalde situasie op 'n sekere manier te hanteer. So jy het nie die inherente lam lê situasie wat jy in die Veiligheidsraad het nie. Dan terug in Suid-Afrika, dit lyk my president Cyril Ramaphosa het reeds maande gelede opdrag gegee dat Iran nie aan die vloedoefeninge aan die Kaap moet deelneem nie. Prof, wat is die, ek meen, as
ons commander-in-chief, die president Ramaphosa, nie in beheer is nie. Wie is dan in beheer in ons land en wie luister vir wie? Wie weet? Kyk, die aanvanklike indruk wat gewek is, Pieter, is dat Ramaphosa eintlik maar kort gelede, gedurende die tydperk wat die oefening aan die gang was, dat hy toe die opdrag gegee het dat Iran moet onttrek. Dat die opdrag toe in die wind geslaan is. Daarna die Weermag 'n verklaring uitgereik en gesê nee, maar ons het heel tyd opgetree soos wat ons moes optree, naamlik deur Iran toe te laat om aan die oefeninge deel te neem. In die proses is die skuld ook op China gepak. Dis eintlik baie koddig. Die regering, die ANC is tog so gestel daarop om China te koester as 'n bondgenoot, maar toe dit op stuk van sake kom en die Amerikaners van die een kant af op die ANC druk plaas, toe sê hulle nee, dis eintlik ons bondgenoot China se skuld. Dis absoluut koddig. Nou blyk dit dat Ramaphosa, soos wat jy gesê het, reeds in November opdrag gegee het dat hulle nie moet deelneem nie. Maar dat die opdrag klaarblyklik in die wind geslaan is. Dit kom van die hoof van die Weermag en dit kom van die hoof van die vloot. Hulle het besluit nee, hulle gaan vir Ramaphosa ignoreer en hulle gaan doodeenvoudig voort. Dit staan vas. Dit is klaarblyklik wat intussen gebeur het. Of die minister van verdediging hiervan geweet het, weet ek nie, maar die bespiegeling sou wees dat dit inderdaad die geval was. Dan by jou vraag, wie is dan nou in beheer? Nou verlede week het ons onder andere oor hierdie kwessie gesê, wel dit lyk asof hy meer as een sentrum van mag is. Nou ek wil die woord mag in aanhalingstekens plaas, want hier's nie veel mag nie. Maar goed, twee vermeende sentra van mag. Die een is in die Uniegebou en in Letoile-huis en die ander ene is ergens by die Weermag hoofkwartier met die hoof van die Weermag en die hoof van die vloot wat in stuur van sake is. So streng gesproke is jy in 'n situasie van muitery. Dis eintlik wat jy het. Dis 'n muitery. Ons is in 'n situasie van 'n muitery. Ofskoon dit nie op daai wyse uitgedruk word nie, maar dit is presies wat hier gebeur. Nou, ek dink dit is iets wat ANC Suid-Afrika, wat die regte manier is om daarna te verwys, die res van die Suid-Afrikaanse publiek moenie die verantwoordelikheid aanvaar om te praat van ons Suid-Afrika nie, is ANC Suid-Afrika, is as gevolg daarvan in 'n ernstige nood. Vir die doodeenvoudige rede, dis baie duidelik dat enige ander moontlikheid met inbegrip van die Verenigde State kan nie reken op die Suid-Afrikaanse regering nie, onder die leierskap van die ANC nie, doodeenvoudig omdat hy nie meer behoorlik in beheer is nie. Dis waar ons nou staan. Dit gaan in die volgende weke duidelik word in watter mate daar inderdaad hierdie verskillende magsentra is en in watter mate ons inderdaad te doen het met wat vir alle praktiese doeleindes neerkom op 'n muitery. My laaste punt is dit. Onder Suid-Afrikaanse politieke kommentators was daar ook groot gewag gemaak terug by Kani. Nee, maar die voorbeeld wat Kani stel, dat middelmoondhede soos Kanada en dergelike ander eintlik na hulle self moet kyk, dis nou die voorbeeld wat Suid-Afrika ook moet volg. Dit is nie korrek nie. 'n Middelmoondheid impliseer 'n moondheid wat ten minste georganiseerde regering het, wat besig is om te groei, wat daar behoorlike beheer is, wat daar behoorlike oppas van infrastruktuur is, en wat die Weermag onder die beheer van die regering is. Dit is nie die geval hier nie. Suid-Afrika is 'n middelland, kan jy sê, met betrekking tot bevolking en so aan, tot grootte, is eintlik 'n groot land, maar met betrekking tot die indeling van grootmoondheid, middelmoondheid en iets anders, is Suid-Afrika nou inderdaad iets anders. Suid-Afrika val nie in daai kategorie nie. Suid-Afrika kan nie homself, ANC Suid-Afrika kan nie homself plaas in dieselfde kategorie as waarna Kani verwys het as 'n middelmoondheid nie. Suid-Afrika is dit inderdaad nie. Jaco, jy het ook nou al reeds meer as 'n jaar al gesê dat Suid-Afrika moet pas op en veral die ANC oor hulle posisie met die FSA en dis nou amper 'n paar weke van nou af is dit amper al 'n jaar wat julle die eerste keer oorgegaan het Amerika toe om te bemiddel en te kyk wat julle kan red wat die Suid-Afrikaanse regering nie kon doen nie. Dink jy, ten spyte daarvan dat Cyril Ramaphosa nou 'n paar maande gelede gesê het dat hy nou eintlik hierdie hele Iran-Israel verhouding wil bestuur om nou vir die weermag te sê hulle moet dit nie doen nie,
het dit nog steeds 'n groot impak op Suid-Afrika. Gaan daar nog steeds iets gebeur met Suid-Afrika? Gaan Amerika nog optree? Ek weet jy het nog baie skakeling met Amerika. Wat is ons huidige stand van sake? Ja, kyk, sonder twyfel, Pieter, Suid-Afrika gaan nie, Suid-Afrika gaan maar nie net gelos word nie, want Suid-Afrika word nou saam met 'n klein handjie van lande beskou as 'n groep van lande wat die mees vyhandige teenoor die VSA staan. En daar word nou so elke tweede, derde dag omtrent 'n rede bygevoeg waarom Suid-Afrika in daardie kategorie verkeer. Jy weet, die vlootoefeninge was een, en toe sien ons nou Vrydag by die Verenigde Nasies se Menseregte Raad dat Suid-Afrika weier om te stem ten gunste van 'n mosie wat die menseslagting in Iran veroordeel. En ons weet intussen dit het vandag aan die lig gekom dat daar meer as 20.000 mense voor die voet in daardie brutale menseslagting in Iran 2 weke gelede doodgeskiet is. En Suid-Afrika weier om dit te veroordeel, en ons verteenwoordiger by die Menseregte Raad van die VN sê dat die rede hoekom ons nie vir die mosie stem nie, is omdat ons bekommerd is oor buitelandse magte wat Iran kan destabiliseer. Dit terwyl die onderdrukkende regime van Iran sy eie mense voor die voet afmaai. So Suid-Afrika word regtig waar gegroepeer saam met 'n groepie lande wat kwesbaar is. Dit is Iran, Cuba, Colombia, daar's nog 'n hele paar ander natuurlik ook, wat die VSA beskou as lande wat vyhandig is, wat misbruik word deur supermoondhede. En ek wil tog oor wat Prof Koos gesê het hier 'n stukkie kommentaar lewer, want ek dink is uiters relevant. Is ons moet die hiërargie in die wêreld verstaan. Daar is supermoondhede waarvan Amerika sekerlik die sterkste is, en dan het jy ander supermoondhede soos China, Rusland, Indië wat op pad is daarheen, nog nie heeltemal daar is nie. En dan het jy hierdie middelmoondhede of streeksmoondhede ook. Nou Suid-Afrika was 30 jaar gelede presies dit. Suid-Afrika was 'n stewige middelmoondheid, 'n streeksmoondheid. Ons het gedomeineer in Suidelike Afrika, die sterkste weermag gehad, beste regering gehad in die gebied, en ons is sonder twyfel is dit beskou. Ons het oor die vermoë beskik om ons eie kuslyn te beman en te beveilig. Dis 'n baie belangrike eienskap van so 'n middelmoondheid, en ons was ook in die posisie gewees om ons streek te stabiliseer. As daar een of ander onstabiliteit sou ontstaan, dan kan jy ingryp en jy kan seker maak jou streek bly stabiel. Suid-Afrika het so stil en stelselmatig nou maar oor die afgelope 30 jaar daardie vermoë heeltemal verloor, en ongelukkig praat die regering steeds van Suid-Afrika as 'n middelmoondheid. Dis 'n term wat nog voortdurend in ons Ministerie van Buitelandse Sake in Durban se dokumente verskyn. Hierdie term middelmoondheid en streeksmoondheid, maar Suid-Afrika is in praktyk glad nie meer dit nie. Ons is om die waarheid te sê 'n uiters weerlose land, nie 'n moondheid nie, maar 'n land. Ons beskik nie meer oor die vermoë om ons eie kuslyn te beskerm nie. As iemand ons kuslyn nou moet aanval, is daar geen vermoë om dit meer te beskerm nie. Ons kan nie meer ons buitegrens beman nie, ons kan hom nie meer bewaak nie. Daar is nie enige doeltreffende grensbeheer meer van ons land nie. Ons weermag het eintlik maar aan duie gestort. Kyk, Prof Koos is heeltemal reg oor die term muitery wat eintlik hier gebeur het, né, met die hoof van ons weermag, generaal Ruzani Mpwanya, wat natuurlik ook 'n paar maande gelede Iran besoek het en allerlei politieke uitsprake gemaak het, en ook die hoof van die vloot wat in hierdie geval duidelik by muitery betrokke is. Die enigste rede hoekom ons nie eintlik in die vroeë fase van 'n militêre staatsgreep is nie, is omdat ons weermag nie oor die vermoë beskik om 'n militêre staatsgreep uit te voer nie. So vrot is die weermag. So Suid-Afrika is weerloos, en die Amerikaners sien dit. Hulle sien Suid-Afrika as uiters blootgestel. Ons het 'n oop ekonomie, ons is ekonomies blootgestel, ons het militêr heeltemal verval, ons skyn as 'n streeksmoondheid in Suidelike Afrika verloor, en dan binne die konteks van lande wat vyhandig staan teenoor Suid-Afrika, breër ook die BRICS konteks, sien Amerika Suid-Afrika as 'n land wat baie maklik geteiken kan word, wat eintlik 'n sagte teiken is, en ons sien reeds die eerste stappe daarvan. So my eie verwagting en voorspelling is dat Amerika Suid-Afrika juis nie gaan uitlos nie. Dis moeiliker om China aan te vat, of dis moeiliker om Rusland aan te vat, maar ons het gesien hoe maklik is dit om Venezuela aan te vat. Suid-Afrika gaan ook aangevat word.
glad nie op die manier wat Venezuela aangevat is nie, maar ons gaan op ander maniere aangevat word. En my vrees eintlik, en ek dink waarvoor ons moet voorberei, is moontlik 'n groter politieke en ekonomiese isolasie, waar die wêreld se fokus heeltemal wegverskuif van Suid-Afrika na die G20-beraad waarvan almal nou al vergeet het, verskuif die wêreld se fokus nou noord vir die res van vanjaar, en Suid-Afrika kan eenvoudig vergete raak. Suid-Afrika kan een kant staan, ons kan 'n klein landjie wees by die BRICS-beraad later vanjaar in Indië of die G7-beraad in Junie in Frankryk, kan ons eintlik nie regtig 'n rolspeler wees nie. Ons gaan uitgesluit wees uit die G20 en dan is Suid-Afrika baie maklik, kan Amerika Suid-Afrika baie maklik isoleer, en as daar dan ook nog ekonomiese strafmaatreëls kom, sal dit natuurlik rampspoedig vir die land wees. En dis hoekom dit eintlik so belangrik is dat hierdie politieke foute nie gemaak moet word nie, en dat ons eenvoudig een persoon hiervoor verantwoordelik moet hou, en dit is die president van die land, want uiteindelik is hy die verantwoordelike persoon, en wat hy moes doen, en waarvoor ons hom dan respek en erkenning sou gee, is as hy verlede week die minister van verdediging geskort of afgedank het, dieselfde gedoen het met die leierskap van die weermag, maar hy het niks van dit gedoen nie. Hy's ruggraatloos, hy het geen leierskap nie, hy toon dieselfde probleem en uitdaging nou eintlik al vir jare, en ongelukkig gaan dit ons probleme in ons verhouding met Amerika net laat verdiep. Pieter, ek het 4 punte om te maak. Eerstens, nou die dag het daar die volgende kostelike frase verskyn in The Common Sense. Dit is dat Ramaphosa en die ANC behoort te besef, dis nou in Engels, it should be about power, not posturing. Nou, as jy kyk na Ramaphosa, die enigste plek waar hy kan lyk na 'n staatshoof, is wanneer hy ergens op 'n verhoog is, en hy maak of hy belangrik is. Dis absoluut vals, dis die eerste ding. Die tweede ding is dit, dat daar een of ander vorm van vergelding gaan kom, van die kant van die VSA, waarskynlik op een of ander wyse in samewerking met Israel, lei geen twyfel nie. Daar's 2 redes daarvoor. Die een is inderdaad vergelding. Die ander rede is, Suid-Afrika is verswak, maar tog belangrik. Dit is belangrik vir die VSA om een of ander vorm van vasdraplek hier te hê. Die sanksies wat ingestel gaan word, nie ekonomiese sanksies of watter ander vorm van sanksies nie, die optrede teen Suid-Afrika, teen die Suid-Afrikaanse regering, sal wees met die oog daarop om een of ander vasdraplek te kry, sodat daar eintlik een of ander vorm van Amerikaanse geopolitieke basis is. Dis die tweede punt. Die derde ding is dit, onthou julle, daar was sprake gewees, veral in die begin van verlede jaar was daar nogal groot sprake. Trouwens, 'n vorige senior amptenaar in die departement van buitelandse sake het vir my gesê, dit gaan die groot tema van 2025 wees, maar dit was toe nie, ek verkwalik nie vir hom nie. Maar die Suid-Afrikaanse regering het hier rondgeloop met die gedagte van, Suid-Afrika moet 'n lid word van die Veiligheidsraad, 'n permanente lid van die Veiligheidsraad. Die denkwyse was heeltemal verkeerd. Jy word nie lid van die Veiligheidsraad ten einde belangrik te word nie, is omgekeerde. Jy word vreeslik belangrik. Jy word beskou as 'n stuwende wêreldmoondheid, en op grond daarvan kry jy 'n plek in die Veiligheidsraad. Nie andersom nie, verkeerd gedink. Nou is die Veiligheidsraad in die geval gemarginaliseer in toenemende mate gegee die Vredesraad wat hier tot stand kom. En dan die laaste punt. Daar is toenemend hier in sosiale media en sovoorts sprake van staatsgreep ensovoorts. Daar's nie sprake van 'n staatsgreep in Suid-Afrika nie. Daar's geen instelling, daar's geen liggaam wat in die vermoë is om 'n staatsgreep in Suid-Afrika uit te voer. Suid-Afrika is te groot en te kompleks. Mense hou daarvan om te praat aan die hand van goed wat hulle ken. Staatsgreep, burgeroorlog, wat ook al. Dis glad nie ter sprake nie. Wat jy doodeenvoudig net hier het, is 'n verswakking en 'n agteruitgang van die formele publieke staatsmag op watter front ook al, en 'n geleidelik na vore tree, en dit sien ons nou al vir die afgelope 7, 8, 9, 10 jaar, na vore tree van burgerlike instellings, van ekonomiese instellings, sakeondernemings, en so aan, wat doodeenvoudig geleidelik na vore tree, oor die land, in bepaalde stede, in bepaalde dorpe, ook bepaalde plekke op die platteland, wat doodeenvoudig nuwe sentra van politieke gesag word.
Dan ons laaste onderwerp vanaand is oor weer plaaslik. Dit lyk vir my dat die DA het 'n paar stemme verloor teenoor die PA in 'n sekere tussenverkiesings, veral in George met die PA wat daar gewen het, en selfs in Pretoria waar die VF+ 'n paar van die tussenverkiesings gewen het en setels by, of althans dan die wijk gevat het by die DA. Jaco, dit lyk vir my asof die twee groot partye, die ANC en die DA, baie werk het voor die munisipale verkiesing, en dit lyk eintlik asof dit nou bietjie te laat is, die mosterd na die maal. Ja, kyk, hulle het uitdagings. Ek dink daar is genoeg tyd, Pieter, tot die munisipale verkiesing, omdat dit eers aan die einde van die jaar plaasvind. En dis verrassend dat beide partye se leiers nogals die afgelope paar weke dit erken het ook. Eers Cyril Ramaphosa, wat duidelik besef die ANC is in die knyp, en nou die naweek ook John Steenhuisen, wat sê dat hy baie bekommerd is, dat mense skielik draai skielik hulle rug op die DA. Wat in George gebeur het, is dat die een setel was 'n DA setel, die ander een was 'n Good setel. Daar het mense oorgeloop en daar moes toe nou 'n nuwe wijksverkiesings plaasvind. George, ou Hartland munisipaliteit van die DA, nou, dis 'n munisipaliteit wat die DA nou al vir baie lank regeer, maar waar die DA duidelik besig is om baie steun te verloor. Hulle het verlede jaar ook 'n setel daar aan die Patriotic Alliance afgestaan, en toe verlede Woensdag het dit ook gebeur. Hulle het een van hulle setels afgestaan aan die Patriotic Alliance, en met omtrent 59% teen 41%, wat baie swak is, as jy vat dit is die setel wat eintlik aan hulle behoort het. En in die ander wijk in Pakkalsdorp, wat nou net suid van die N2 lê, daar by George, het hulle die setel wat goed gehad het tot nou, het die DA wel nalskraap met enkele stemme teen die PA verloor. So die PA is in 'n sterk posisie. Ons het dit in die verlede ook gesien. Ons het dit interessant genoeg net voor die 2024 algemene verkiesing gesien, toe die PA setels afgeneem het, ook in George, en interessant nogals in Malmesbury, wat in die Swartland munisipaliteit ook 'n soort van Hartland DA munisipaliteit is. En in daardie tydstip is Helensille ontplooi na al hierdie dorpe om te gaan steenwerf vir die DA, en dit het geslaag. Helensille is baie gewild onder breinkiesers in die Wes-Kaap. Ek dink die probleem vir die DA is dat hulle het nie vir jaar vir Helen beskikbaar nie. Sy is in Johannesburg, sy is burgemeesterskandidaat, sy gaan daar fokus. Alan Windey, die premier van die Wes-Kaap, het bitter min charisma. Hy verkies om maar daar rondom Kaapstad te beweeg. Hy's nie baie goed met veldtogte nie. George Lewis, die burgemeester van Kaapstad, fokus op Kaapstad. En John Steenhuisen is nie baie doeltreffend in verkiesingsveldtogte nie. Ek het sy optredes verlede week dopgehou, beide in die wijk in Littleton en Pretoria, sowel as in hierdie in George, nie baie doeltreffend. In Pretoria en Littleton het die DA gewen teen die Vryheidsfront, so hulle het nie die setel verloor nie, maar hulle het baie steun afgestaan. Die Vryheidsfront wat verras het met 'n sterk veldtog en omtrent 44% van die stemme, wat wys dat die DA selfs in Pretoria, waar hulle tot 'n tydjie gelede die burgemeestersposisie beklee het, dat die DA daar baie steun in voorstedelike gebiede kan verloor. En dit is Afrikanerwyke, die Littleton, die Hoeves is 'n gebied wat oor groot Afrikaner bevolking het, en daar was 'n skerp swaai weg van die steun vir die DA. So ernstige waarskuwing vir die party. Ek dink jy's heeltemal reg. Die ANC en die DA het groot uitdagings, en hier's nou interessant genoeg 'n klomp kleiner partye wat hulle doeltreffend begin uitdaag. Die Vryheidsfront, die PA, en na die linkerkant toe vir die ANC en natuurlik MK en ander. So, hier lê 'n interessante paar maande van verkiesingsveldtogte voor. Nou, dis ongelukkig alwaar vir ons tyd is vanaand. Baie dankie Prof Koos vir Prof Koos se weeklikse insaai. Jaco, ook vir jou. En jy kan gerus môre hierdie gesprek weer luister op ons potsendings op pretoriafm.co.za, asook op ons YouTube kanaal. Tot volgende week.